Kom ek sê voor die tyd, voor ons begin met die gedeelte te lees, hier's baie misverstande oor hierdie gedeelte. Baie mense wat oor hierdie gedeelte kommentaare skrywe en preek oor hierdie gedeelte en wat ek dink die gedeelte mis. So ons gaan vanmôre, wil ek hê jy moet werklik waar saam met my deur dit gaan en jy sal sien hoe eenvoudig dit is wat hierdie teks sê. So ek gaan nie te tens in die Grieks ingaan nie. Ek gaan vir julle Griekse woorde leer vanmôre. En die rede daarvoor is om net te sê wat beteken hierdie Grieks se woord. So 1 Timoteus gaan ons lees van vers 1 af. Kom ons bid net saam voordat ons dit lees. Here, baie keer as ons na die woord toe kom ons met vooropgestelde idees en opinies. En Here, ons wil kom na u woord toe en sê Here dat u met ons sal praat. Dat u woord vir ons dit sal oopbreek en Here dat u ons harte sal verander, sal vernuwe en ons denke sal vernuwe. Sodat ons werklik waar in gehoorsaamheid aan u sal leef. Ja Here, dis die gebed van ons harte. Amen. 1 Timoteus 2 vers 1. Heel eerste versoek ek dat die smeking, gebede, voorbidding en danksegging vir alle mense gedoen word. Vir konings en vir almal wat in gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustige en stil lewe in alle godsvreesendheid en waardigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Net tot sover. Baie kort gedeelte, maar 'n gedeelte wat ongelooflik gelaai is. Paulus begin hierdie gedeelte en hy vertel vir ons dat eerste, as jy nou na die teksgedeelte kyk, is dit klaar vertaal. Mooi vertaal in die Afrikaans. Eerste van alles. Die woord daar, en ons gaan so 'n paar keer na die woord kyk. Hy kom 4 keer kom hy 'n normale panton voor in die Grieks. En dan kom hy 1 keer voor as pas, wat deel is van dieselfde woord wat beteken alle groepe, alle mense, alle plekke. Goed, so dis die woord alle. Nou baie keer, soos wat die skrywer hier vat en hy vertaal hy dit presies reg, soos wat hy alle behoort te verstaan in die konteks daarvan. Maar jy sal sien later aan, beskryf hy nie daai alles so goed dat mense dit verstaan nie, en ewe skielik kan mense dink alle beteken elke liewe individu. So kom ons begin net dit, en vir julle te sê, dat ek weet nie of jy dit weet nie, dat die westerse konsep van elke individu is uniek. Die mense het nie so aan nagedink nie. As hulle gepraat het van alle, het hulle nie gepraat van elke liewe individu nie. Daar sal plekke wees waar die Bybel praat van alle, en dan kan jy in die konteks sien van die alle, dat hy nie praat hier oor enigiets anders oor alle mense nie. Alright. Maar in hierdie gedeelte, eerstens sê hy, eerstens van alles, so hy gebruik die woord vir eerstens in die Grieks, en dan sê hy alles, wat panton is, sê hy eerste van alles, maar wat weet ons van hierdie eerste van alles? Dit het te maak met dit waaroor hy gaan praat, sê hy, eerste van al die goed wat ek gaan noem, wil ek praat oor wat gebed. Ok, verstaan julle dit? Want as jy sê, eerste van alles, beteken dit, eerste van alles, beteken, so eerste van voor alles wat in die skepping is. Verstaan jy? So die konteks sê vir jou baie mooi, nee, die eerste van alles beteken, die eerste van alles waaroor ek nou met julle gaan praat. Ek hoop julle verstaan dit. Alright, as jy dit verstaan, is jy al klaar baie ver saam met my in hierdie teks. Kom ons kyk na 'n gedeelte wat jy mooi kan sien, hoe hierdie alles pas, wat alles beteken in die Grieks, of panton, wat die akkusatief is, of die genitief, ek wil nie te diep daarin gaan nie, wat dit beteken. Matteus 3 sê die volgende vir ons. Luister na hierdie gedeelte. Matteus 3 vers 5. In die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea, die hele Jordaan omgewing na hom gegaan. En hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle sondes bely. So die teks sê, daar was inwoners van Jerusalem, die hele Judea, die hele Jordaan omgewing. Almal van hulle het gekom om deur Johannes gedoop te word. Beteken hierdie teksvers dat elke liewe individu in daai hele streek, babatjies dwars deur tot oupas, almal gekom het om gedoop te word deur Johannes.
Nee, dit beteken dit nie, nee. Dit beteken dit nie. En hoe weet jy dit? Wel, ons weet dat van die Fariseërs nie gekom het. Ons weet dat die Sadduseërs nie wou kom nie. Ons weet dat die Joodse Raad nie wou kom nie. So in plaas daarvan om net te sê, hoorie, wat sê die Bybel? Vir ons sê hy, daar sekere individue wat dit nie wou gedoen het nie. So dit kan nie wees dat hy hier praat van almal nie. Waarvan praat hy? Dis byvoorbeeld as ek sê, die hele Kaap het gekom om na my te luister. Nee, wat bedoel ek? Dat mense uit Durban wil uitgekom, dat niemand mense uit Kraaifontein het gekom, dat mense uit Eersterivier uitgekom, dat mense uit oral het gekom om te kom luister. Alright, dit is dieselfde hier. Kan jy verstaan hoe belangrik is dit dat selfs 'n woord soos alle, jy in die konteks gaan staan, wat beteken hierdie alles? Die gebed is enorm belangrik, sê Paulus vir hierdie mense, en hy wil hê dat hulle moet bid, en hy wil hê hulle moet verskillende gebede in hulle gebedslewe, en hy noem daar die verskillende woorde vir gebed, maar alles het te maak met, hoor hierso, ek wil hê julle moet in smeking en gebede voor die Here kom, en die gebed wat ek wil hê julle moet bid is vir die redding van alle mense, ek wil hê julle moet bid vir alle mense se redding. Nou, as jy dink alle beteken alles, sal ek jou graag wil hierop toets. Dink jy by jouself dat Paulus sê, jy beter vir alle mense in die oggend bid? Het jy 'n idee hoe lank jy gaan vat om vir al die mense te bid? As jy vir elke individu bid. Jy gaan, die dag as jy doodgaan hier op 100, gaan jy nog nie deur hulle gekom het. En jy het elke sekonde 'n persoon se naam. So jy gaan nie eet nie, jy gaan nie drink nie, water nie, jy gaan niks doen nie, jy gaan net bid. So wat beteken die alle? Hy gaan nou vir ons vertel wat beteken die alle. Vir wie is die mense waarvoor ons moet bid? In 1 Samuel 12 vers 23, ook wat my betref, nooit sal ek teen die Here sondig deur op te hou om vir julle te bid nie. Samuel sê, ek bid vir julle. Ek bid vir elke iemand van julle, vir die volk. Hy bid vir hulle, hy tree in vir hulle. Weet jy, is vir my so ongelooflik as ek byvoorbeeld na Paulus kyk. Paulus se hele lewe is 'n lewe van gebed, om te bid vir mense. Bid vir mense se redding. Hy's bekommerd oor sy volk. Hy's bekommerd dat die volk gaan verlore gaan. Hierdie Joodse volk wat alles ontvang het, al die beloftes ontvang het, en dat hulle verlore gaan. In Romeine 10 sê hy vers 1, broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Kom ek sê vir jou, een van ons grootste probleme wat Paulus wil aanspreek is 'n gemeente en 'n kerk wat sonder gebed leef. Wat nie 'n behoefte het om te bid vir mense wat verlore gaan. Want dit is die persone waarvoor hy aan dink. Hy sê alle mense, hy dink aan die mense wat verlore gaan. Hy wil hê julle moet vir hulle bid. Hy wil hê julle moet intree vir hulle. Een van die grootste dinge wat moet plaasvind as jy deur die strate stap, as jy stap na jou werk toe, as jy stap in 'n winkelsentrum, moet jy vir jouself sê, Here, hier is soveel mense wat ongered is. Dit moet die hart wees van die gelowige. Die hart van die gelowige is, Here, red mense se lewens, verander mense se lewens. Ek wonder baie keer hoeveel van ons gebedslewe word deurgebring om te sê, Here, red mense. Hoe baie keer in gebed kom jy voor die Here en smeek hom en sê, asseblief Here, verander mense se lewens. Jesus se gebed, as hy uitspraak maak in Matteus 23, dan sê hy die volgende vers 37, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig wat aan jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens, onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle wou nie. Wat sê Jesus hier? Wie het gekeer dat hy nie by die kinders van Jerusalem kon uitkom nie? Wie het gekeer? Hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig na waar jy jou gestuur is. Die leierskap wou nie gehad het. Hy moes die woord verkondig nie. En hy wou so graag by hulle uitkom. Hoe dikwels wou ek jou kinders, die mense van Jerusalem, die mense van die omgewing, by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder hulle vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie, julle leiers wou nie gehad het, ek moes dit doen nie. God se hart, Christus se hart is die verlorenheid. Nou sê hy die verskillende woorde. Hy gebruik 'n woord vir aanbidding.
aanbidding met ontzag, 'n vrees vir die lewende God, 'n toenadering tot God, is wat oor hierdie woord gaan. Hy wil so graag hê hierdie mense moet by die Here uitkom, sodat daar lofprysing aan God kan wees. Luister mooi na hierdie gedeeltes, maar so mooi. 2 Korintiërs 4 vers 15. Miskien kan jy saam met my gaan opsoek. 2 Korintiërs 4 vers 15. Korintiërs 4 vers 15 sê, want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God. So hoe meer mense inkom, die persone wat deur die Here gebring word, hoe meer hulle inkom, hoe meer is daar dankbaarheid. So ons bid dat, Here, bring hulle in, daar wil dankbaarheid wees teenoor die Here vir dit wat hy gedoen het in mense se lewens. Hy gaan verder, hy sê, tree vir hulle in, tree vir hulle in, tree vir mense in. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir die Heilige Gees wat vir ons intree, vir Christus wat vir ons intree. Soos elke gelowige is 'n priester wat intree verander, bid Here. Hierdie intree het te maak met jy moet empatie hê met mense. Jy moet belangstel in mense. Jy moet betrokke wees by mense. Jy kan nie 'n kind van die Here wees en op afstand leef. Ek in my huis. Ek in my huisie, ons gaan vir die Here leef. Basta nie wat buitekant is. Ons stel nie belang in nie wat buite is. Nee, die Bybel sê, jy as kind van die Here moet betrokke wees. Jy moet empatie hê met die wat rondom jou is. Jy moet die nood raak sien. Jy moet bid vir mense rondom jou. En hoe kan jy vir hulle bid as jy nie weet waarvoor om te bid? As ek by die werk kom, moet ek belangstel in mense. Hulle moet weet, dit is nie net, hi, hoe gaan dit met jou? Goed, great stuff. Mooi, bye. Voordat die persoon vir jou kan vertel wat fout is en jy moet dalk help. Dis 'n werklik ware belangstel, 'n empatie met mense, betrokkenheid in mense se lewens. 'n Gebed van danksegging, 'n gebed van dankbaarheid vir die Here, vir die plek waar hy jou geplaas het. Wie moet ons voorbid? Alle mense. Alle mense moet ons voorbid. Nou sien ons, wie is die groep? Alle mense waarvoor ons moet bid. Wie is die alle? Konings en gesagsposisies. En wat sê hy van die gesagsposisies? Alle gesagsposisies. Alright? So, as hy praat van alle gesagsposisies, waarvan praat hy? Elke persoon wat in 'n gesagsposisie geplaas is in jou lewe, moet jy voor bid. So jy moet vir die regerder bid, die president, sy kabinet, al die stelsels onder, die munisipaliteit, jou onderwyser, elke regeringsposisie, die persoon wat jou baas is by die werk, iemand wat bo oor jou aangestel is, elkeen van hierdie groepe is die groepe wat hy sê, alle gesagsposisies is dit waarvoor jy moet bid. So jy bid en sê, Here, ek wil bid vir my regerder. Ek wil bid vir hierdie persoon. Ek wil bid vir hierdie persoon. En so bid jy vir elke persoon. Baie mense bid nie vir elke persoon nie. Hulle hou nie eens daarvan om vir mense te bid. Om die waarheid te sê, as hulle nie hou van die regerder, bid hulle ook nie vir hom nie. Terwyl die Bybel sê, jy bid vir almal van hulle. Jy sien die 5de gebod. Onthou wat is die 5de gebod? Eer jou vader en jou moeder. Wat beteken daai gebod? Dit beteken dat elke liewe gesagsposisie wat bo jou aangestel is, moet jy eer. Elke gesagsposisie moet jy eer. Daarom as hy praat van alle, praat hy van watter? Alle groepe. Wat se groepe? Konings en regerers. Al hierdie groepe moet julle voor bid. Daar is geen gesagsposisie wat uitgesluit is waar jy nie voor hoef te bid nie. Jy moet bid vir alle gesagsposisies. Verstaan jy wat alle beteken nie? So waarvan praat hy? Praat van groepe. Alle groepe. Wie is die groepe? Hooggeplaastes en die koning is iemand waarvoor jy moet bid.
Handelinge 17 vers 30 sê, God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral om hulle te bekeer. Daar's 'n opdrag wat uitgaan, alle mense moet hulle bekeer, ons moet daai boodskap uitvat en sê, mense, julle moet tot inkeer kom, en ons moet vir elke persoon bid, wat die Here oor ons pad gebring het. Nou kom ons gaan kyk na hierdie persone wat oor ons geplaas is, en ek wil hê ons vir 2 gedeeltes saam lees. Die eerste is in Romeine 13. Romeine 13, kom ons kyk gou na daai gedeelte. Romeine 13. Romeine 13. Laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is, want daar is geen gesag wat nie van God afkom nie. En die wat daar wel is deur God ingestel. Wie die gesag teenstaan, verset hulle dus teen die instelling van God. En diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. So mag jy jouself verset teen enige regering wat bo jou gestel is? Glad nie. Die owerhede boesem immers nie vrees in as dit kom by goeie optrede nie, maar wel by slegte optrede. Wil jy sonder vrees vir die owerheid leef, doen dan die goeie en jy sal lof van die owerheid ontvang. Want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy die kwade doen, moet jy bang wees, die owerheid dra nie vir nie die swaard nie. Hy is immers 'n dienaar van God aangestel om die kwaaddoener te straf. Hy is 'n dienaar van God aangestel om die kwaaddoener te straf. Daarom in elke aspek moet jy die regering gehoorsaam. 1 Petrus 2 vers 17 sê, julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beheer, ontzag vir God hê en die keiser eer. Die keiser eer. Nou kom ons maak dit gou vir jou baie prakties, want baie keer het jy 'n idee dat die mense wat in die Christentydperk geleef het, hierso waarvoor Paulus hulle skryf en Petrus skryf, was redelike goeie regerders geweest. Dit het redelik goed gegaan. Was 'n goeie mense geweest. Ek meen hulle was daar in hulle posisie geweest, maar is fantastiese mense. Nou Petrus terwyl hy skryf, wie was die regerder terwyl Petrus geskryf het? Keiser Nero. Ou Nero was 'n fantastiese man, laat ek jou hom vertel. Ag, hy was wonderlik geweest. Hy het die mense wat Christene so mooi hanteer. Wat hy met hulle gemaak het, is hy het die kinders gevat en hy het pik om hulle gesmeer, swart pik, en dan het hulle brand gesteek vir sy partytjie, sodat hulle lampale sou wees as die mense afstap na sy partytjie. Fantastiese man. Kan jy dink dat die Here sê jy moet vir hom bid? Jy moet vir hom eer. Enige een van julle wat 'n regerder het hier in Suid-Afrika, wat jy weet wat pik al gemaak het en Christene gebrand het? Is jy al ergens gebrand deur 'n regering? Ergens? Ok, so julle het nie eintlik 'n probleem nie. Kan jy dink, jy lees hierdie, wat Paulus hulle vir jou skryf, en jy dink by jouself, die eerste oomblik, Paulus, Petrus wil hê ek moet vir keiser Nero bid. Die interessant is, terwyl Paulus besig om te skryf, waar sit hy die meerderheid van die tyd? In die tronk. Onder wie? Die Romeinse regering. Dink by jouself, as die regering môre besluit, hulle gaan ons begin toesluit. Ek hoop julle bring vir my broodjies. Nee, jy moet nie my broodjies, bring vir my steak. Goed, maar dink by jouself, nee, jy word toegesluit. Nou sit jy daar in die tronk. En die regerders het jou toegesluit. Sondag kom die hele gemeente bymekaar en hulle sê, Here, ons wil bid vir die regerders van die dag. Hoe wonderlik. Here, gebruik hulle, verander hulle. Hou nie af van om vir die regerders te bid nie. Kom ons wees eerlik. Wie van julle bid gereeld vir die regerders? Jy hoef nie jou hand op te steek, ek wil hê jy moet te skuldig voel. Wie van julle bid vir hulle? Elke oggend. Wie smeek die Here en sê, Here, ek is in Suid-Afrika gebring sodat ek kan bid vir die mense wat hier aangestel is. Wee jou, as jy dink daar gaan 'n dag wees waar daar 'n wonderlike regerder gaan wees wat jou opgewonde gaan maak en sê, "Wah!
Die enigste persoon wat die wêreld gaan gelukkig maak, is 'n man wat die anti-kris gaan wees, wat gaan vrede bring. Luister wat sê Spreuke 8. Spreuke 8 vers 15 sê, deur my, God speel aan die woord. Hy sê, deur my regeer konings. Wie gee aan konings die gesag sodat hulle kan regeer? Wie maak dat hulle kan regeer? Wie gee hulle die asem om te regeer? God. Luister mooi, Spreuke 8 vers 15. Deur my regeer konings en hooggeplaanstes vaardig regverdige dekrete uit. Spreuke 21 vers 1. Die koning se hart, ek smal die hoor. Die koning se hart is soos waterstrome in die hand van die Here. Hy lei dit waarheen hy wil. Ongelooflik. So ek kan vir hulle bid, wetende dat wie is in beheer van alles wat hier oor my geplaas is. Die Here. Die Here is in beheer daarvan. Ek wil jy moet gou saam met my na 'n gedeelte kyk. Unbelievable. Ek het dit vir julle ook genoem in die blog. Maar kom ons kyk na hierdie gedeelte. Dit is so ongelooflik. Jesaja 45. Jesaja 45. Jesaja 45 vers 1. Luister na hierdie gedeelte, is so mooi. So sê die Here vir sy gesalfde vir Kores. Het Kores op daai stadium al geleef? OK, dis 100 jaar voor dat Kores nog geleef het. Lank voor Kores geleef het, is Jesaja besig om te skrywe. Kores, daar's nog nie eens gedagte aan Kores. Kores se ma en pa het nog nie eens geleef. Heel mooi. Ken jy dit? OK. So, hy skrywe hierdie en hy sê, so sê die Here vir die gesalfde vir Kores, wie sy regterhand ek vasgegryp het om nasies voor hom te verslaan, deur konings te ontwapen om voor hom deure oop te maak, sodat poorte nie vir hom gesluit sal bly nie. Ek self, dis God, ek self sal voor jou uitgaan, die berge sal ek gelyk maak, deure van brons sal ek stukkend breek, en sluitbalke van yster sal ek stukkend kap. Ek gee aan jou skatte in die donker, rykdom in verborge plekke, sodat jy kan weet dat ek die Here is, wat jou op jou naam roep, die God van Israel. Terwille van my diensknegt Jakob en Israel, my uitverkorene, ek roep jou op jou naam, ek gee jou Here naam. Al het jy my nie geken nie. Het Kores God geken? Nee, hy ken hom nie. Maar God sê, ek gaan jou gebruik. Vers 5, ek is die Here en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, al het jy my nie geken nie. Sodat hulle van waar die son opkom en waar hy ondergaan kan weet, dat daar niks is buiten my nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Daar is geen ander nie. God sê, wie is dit? Wie is in beheer van alles wat plaasvind? Dit is ek. Ek is in beheer. Ek is in beheer. Kores, jy gaan alles doen wat ek wil hê jy moet doen. Daarom is dit so ongelooflik. Wat nog gaan gebeur is dat Babylon val in een nag. Die mense het hulle self dronk gedrink en die deure is oopgelaat en Kores se magte het ingekom. Geen deur hoef afgebreek te word. Presies wat die profesie voorspel het wat gebeur het. Dit is nie ongelooflik nie. Julle smile nie. Dis amazing. Dis amazing. God weet van alles. Hy bepaal alles. En dan sê die Here vir ons nou die volgende. Wat moet ons doen? Wat moet ons as gelowiges doen in hierdie tye waarin ons lewe? Nooit sê die Here moet die gelowiges soek na 'n revolusie nie. 'n Revolusie is nooit dit wat die Christen na soek nie. 'n Opstand is nooit dit wat 'n Christen na soek nie. Ek moet vir jou sê, 'n Christen is nooit iemand wat in die strate afstap en kan betoog nie. Want ons is hier geplaas
om onder die gesag wat onder ons gestel is, om hulle te gehoorsaam. Maak nie saak wat nie, ons gehoorsaamheid, tensy dit is teen God, tensy dit is teen God en sy gebod, dan staan die Christen op en is hy bereid om in die tronk gegooi te word, want hy sê, ek gaan God meer gehoorsaam wees as aan julle. Maar verder doen die Christen en hy sê, ek is gehoorsaam, maak nie saak wat nie. Jeremia 29, die Here stuur hulle. En hierdie gedeelte gaan saam met baie mense wat, ek het dit al vir julle vertel, wat vir jou mooi skriffies gee. Een van daai skriffies wat hulle vir jou gee, ek weet wat ek in gedagte vir jou het. Ek weet wat ek in jou gedagte het, dan praat hulle al daai mooi dinge wat die Bybel vir jou sê. Wie wat volg net daarna? Jeremia 29 vers 5 sê die volgende: bou huise en bewoon dit, plant tuine en eet die vrugte daarvan, neem vroue en verwek seuns en dogters, en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan die mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad, waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. Bevoordeel die stad. Ek stuur julle as ballinge daarna toe, maar bevoordeel die stad. Nou, hou jy van hierdie? Dat alles wat die Christen doen is en alles wat hy doen, hy wil voordeel bewerkstellig vir die plek waarin hy geplaas word. Bevorder die voordeel van die stad, waarin ek julle in ballingskap laat gaan het, en bid tot die Here vir die stad. Klink dit soos wat ons vanmôre hanteer. 1 Timoteus 2. En bid vir die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Bid vir hulle. Jy sien nou, Jesus is sy disippels, hulle vra hom op 'n stadium, Here, nadat hy vir hulle gesê het, en elkeen wat 'n swaard het nie, kry vir jou 'n swaard. En onmiddellik dink hulle by hulle self, soos baie mense vandag nog dink, en ek het al gehoor mense wat in Amerika as wat Christen is, vertel nog steeds daai teks vir hulle, en dink my myself, dit verstaan jy en mis, okay? Toe Jesus vir hulle gesê het, julle moet 'n swaard kry, wat het hy vir hulle gesê? Julle gaan lyding deurgaan. Julle gaan lyding deurgaan. As jy dink is nie wat hy gesê het nie, wat gebeur net daarna? Matteus 26 vers 52 en 51. Wat doen hulle? Hulle wil die swaard opneem. En wat doen Petrus? Hy kap Malchus se oor af. Is een bewys vir jou dat 'n disipel, 'n apostel nooit 'n swaard moes gebruik het nie. Alright. Maar die naaste wat hy kom is 'n man se oor afkap. Dan wat sien jy wat gebeur? Is die volgende. Matteus 26 vers 52. Toe sê Jesus vir hom: sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. As jy jou wapen opneem, jy sal deur jou wapen vergaan. Dit is ongelooflik dat tot die statistiek sê 75% van alle misdaad wat plaasvind is deur die persoon wat beseer word, is in die huis, is deur die persoon wat die wapen is, dis deur sy wapen wat dit plaasvind. Maar die Bybel sê vir jou, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Hou jy van daai teks? Almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Nou luister wat sê die Here, vers 53. Of dink jy nie, dat ek nou my Vader kan bid, en hy meer as 12 legioene van engele beskikbaar kan stel nie? En ons weet wat een engel gedoen het. Een engel het ingegaan in die Syriese magte, en 185.000 Syriese magte in een nag doodgemaak. Hier sê die Here vir sy mense, hoor hierso, 12 legioen van engele, min of meer 36.000. 36.000 engele is tot beskikking nou vir my van die Vader om my te kom help. Dink ek het jou 'n swaardjie nodig. En jou geweer, dink jy ek het hom nodig. As die Here sê ek wil jou beskerm vir nog 'n dag, gaan hy jou beskerm. Ja. En as die Here sê my kind, jou lewe tot einde gekom, kom hy tot einde. En jy kan wat 'n besoeker by jou bed hê. Hy gaan tot einde kom. Want God bepaal ons lewens as gelowiges. Kan jy verstaan hoe die gelowige net anderste is en anderste dink as die wêreld? Hy sê ek wil hê julle moet vir hulle bid, sodat wat kan gebeur?
vrede, 'n stil lewe kan lei, alle godsvrug, weer alle godsvrug en waardigheid. Alles wat die Bybel vir jou vra, dit is hoe jy moet lewe godsvrugtig. Die Here sê, alle godsvrug en waardigheid. Die grootste probleem is, baie mense lees daai teksvers en dan sê hulle, okay. So die Here wil hê ons moet bid. Want hy wil hê ons moet bid, sodat daar werklik ware vrede in ons land kan kom. En ons 'n stil lewe kan lei, en alle godsvrug en waardigheid hier kan ervaar. Dis wat die Here vir ons wil gee. So as ons bid, dan gaan die Here vir ons vrede hier op aarde gee. Johannes 16 vers 33, want ons ken nie ons Bybels nie. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Gaan jy vrede in die wêreld hê? Nee, so waarvan praat die Bybel as hy sê, hy wil hê dat ons moet 'n vrede hê, stil lewe kan lei, alle godsvrug en waardigheid, van binne af. Van binne af. Hoe mense daai teksvers enigiets anders te kan sien, weet ek geen idee. Te maak oor wat binnekant gebeur in my lewe as kind van die Here. Die Bybel sê vir ons, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Julle sal dit hê. Dis 'n belofte vir jou as kind van die Here. Jy sal dit hê in hierdie wêreld. Die oomblik as jy begin bid vir jou leiers, die wat in hoë posisies is. Jy bid vir mense wat in posisies bo jou geplaas is. Wat gebeur in jou hart? Daar begin vrede ontstaan. Ek wil vir jou sê, as jy begin bid vir ons president, en jy begin om vir die kabinet te bid, en jy begin vir die mense in leiersposisies begin te bid, wie wat gaan gebeur in jou hart? Vrede, stilte, rustigheid, om te weet, dat wie wat, die president en al die regeerders, is in die hand van die Here soos 'n waterstroom. Hy lei dit presies waarheen hy wil. Hy gaan dit gebruik in my lewe tot sy eer. Tot sy eer. Dit is wat die gelowige weet en die gelowige is opgewonde. En die gelowige sê, fantasties Here, dankie. Dankie dat ek vir hulle kan bid, want die gaan verandering bring in my lewe. U bring verandering in my lewe. U versag my hart teenoor hulle. Titus 3 vers 1. Herinner hulle daaraan om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk, niemand te belaster nie, om nie bakleierig te wees nie, maar vriendelik en om weer ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. As jy vir my wil vra, waarom kan Stefanus terwyl die klippe op hom reën, vir die mense bid wat hom stenig? Omdat hy dit verstaan het. Omdat hy verstaan het, God bepaal my dag van my lewe. God is in beheer en hy laat alles meewerk ten goeie. Stefanus het nie eers verstaan wat die ten goeie is nie. Dat daar 'n man sal wees wat die klere sal vashou van Stefanus, wat sy lewe sal verander word en die grootste sendeling van die kerk sal word, Paulus. Is God se planne nie soveel groter as ons nie? Ons kyk baie keer so met so een oog, kyk ons nou en ons dink by onsself, ons weet wat God se plan is, ons het nie idee nie. En daarom is sy kind, is altyd in rustigheid en sê, Here, U weet die beste vir ons lewe. Dan gaan hy verder, en hierdie vers is 'n vers wat baie keer misverstaan word. En God wil hê dat alle mense gered moet word. Nou as jy tot dusver saam met my gevolg het, elke keer as hy alle praat, waarvan praat hy? Hy praat van alle. Groepe. En dis die normale gebruik van hierdie woord ook in die Grieks. Groepe. Wat was die groepe? Wat het hy nou sê? Hy sê, God wil hê, alle mense moet gered word. Wie is hierdie alle? Waarvan hy praat, wat God wil hê moet gered word? Mense wat hoog geplaas is en laag geplaas is. Dis die groepe. Hoog geplaas is en laag geplaas. Dink jy die Here wil ryk mense red in Suid-Afrika? Ja. En hoekom het hy party van julle gered? Alright, so, wil die Here ryk mense red?
Wil hy mense in hoë posisies red? Wil hy mense arm red? Wil hy mense in lae posisies red? Ja, dis wat die teks sê. Die teks sê, God wil hê dat mense moet gered word, of hulle nou hoog is of laag is, God wil hê hulle moet gered word. En daarom bid ek vir almal, want ek weet nie wie die Here uitverkies het nie. En dit het niks met my uit te waai nie. Al wat ek weet is, God het 'n plan met mense se lewens. Hy het hulle name geken voor die grondlegging van die aarde. Hy gaan hulle red. En ek is deel van God se plan om te bid vir mense wat gered moet word. Ek is deel van daai plan. OK. Ek is deel van daai plan. Jy is deel van daai plan. En terwyl ek vir hulle bid en besig is om te getuig, is God besig om 'n magtige werk te doen in ooreenstemming met sy plan en wil. Plan en wil. Ek bid omdat dit my verander. Ek praat met mense oor die Here want ek is bekommerd oor hulle lewens. Ek is bekommerd oor familie. Ek is bekommerd oor vriende. Daarom praat ek met hulle oor die evangelie. Dit is my interessant dat baie mense wat daai alle maak dat dit elke liewe individu is. Net later sal Paulus skryf vir Titus, en luister wat skryf hy vir Titus, in Titus 2 vers 11, want die verlossende genade van God het verskyn in alle mense. Regtig? Het God se genade verskyn in alle mense? Het alle mense in Jesus se tyd tot bekering gekom en hom aanvaar? Nee. Het almal terwyl Jesus op aarde was, die mense in Indië en in China wat al klaar geleef het hulle die reddende genade van die Here gesien? Nee, so kom wil jy die alle daar nie weet wat daar beteken en hier weet jy nie wat dit beteken nie. Die alle in Titus 2 vers 11, want die verlossende genade van God het verskyn aan alle mense, die Griekse woord panton daar weer. Waaroor gaan dit? Hy noem die groepe. Hy sê slawe en vry mense. En dan sê hy, want die verlossende genade van God het verskyn aan alle mense. Nou weet jy, wie is die groepe? Slawe en vry mense. God het mense gered wat vry mense is, wat baase was. En God het mense gered wat slawe was. En daarom verstaan mense so baie keer Johannes 3 vers 16 ook verkeerd, want hulle sê, want so lief het God die wêreld gehad. En dink met myself, die wêreld word 9 verskillende kere in Johannes gebruik. Waarom kies jy om die wêreld te wees elke individu? Want dit steen die psalmdigters. Die psalmdigter sê, hy haat die onregverdiges. Hy haat hulle. So waaroor gaan die wêreld? Wat is die konteks van wêreld? Die konteks van die wêreld is mense uit elke stam en volk en taal en nasie. Luister wat sê Jesus in sy groot gebed. Johannes 17, as hy praat met die Vader. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie. Vir wie bid by Jesus? Jesus weet vir wie hy bid. Hy bid vir hierdie mense, sy apostels, die gelowiges. Dis vir wie hy bid. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Dis die hele gedeelte oor Johannes 10, net voor dit. Johannes 17 vers 23, gaan hy aan. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het. Net soos U my lief gehad het. Wie het die Here lief gehad? Wie het hy lief gehad verlede tyd? Weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het. Wie het die Here lief gehad? Die Vader. Wie het hy lief gehad? Verlede tyd. Die wat hy sy liefde oor uitgestort het van die grondlegging van die aarde. En vir hulle wat hy lief gehad het, het hy gegee vir die Seun. En vir hulle wat die Seun gegee het, het hy sy lewe afgelê vir hulle. Wil jy weer die teksvers hoor? Johannes 17 vers 23. Ek en hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Die liefde van die Vader vir die Seun is die liefde wat hy het vir ons as sy kinders. En daarom kom die Here en hy sê, ek wil mense red
Uit verskillende groepe uit gaan ek hulle red. Want is ek deur my gees wat kom en mense lewendig maak. Dis God se werk. Wie word lewendig? Wie is die persone wat wederbaar word? En die wederbaar, as jy weer terugdink in Johannes 3 sê, anafé, van bo af. Wie is die persone wat van bo af gebore word? Die wat deur die Heilige Gees gebore word. So die Heilige Gees sê, Jesus gaan waar hy wil. Hy gaan waar hy wil. Waar gaan die Heilige Gees om lewendig te maak? Oral wat die Vader bepaal het in sy almag wat mense moet wees, wat hy lewendig maak. Is dit mense wat ryk is? Ja. Is dit mense wat arm is? Ja. Is dit hooggeplaastes? Ja. Is dit laaggeplaastes? Ja. God se werk. En daarom sien ons dit deur die Bybel. Sien ons hierdie lyne deur die Bybel. Ons kry 'n man wat 'n Egiptiese Enog is. 'n Egiptiese onmande persoon. Hy ry daar. Hy's 'n ryk man, hooggeplaaste persoon in 'n posisie. En die Here sê vir Filippus, ek wil hê jy moet daai man gaan ontmoet. En hy's daar op 'n eensame pad. En hy's besig om te ry. En hy's besig om Jesaja te lees. En hier kom Filippus by hom staan en hy sê, verstaan jy wat jy lees? Hoe kan ek verstaan? Hoe kan ek verstaan as iemand nie vir my sê nie? Die Here sê, daarom stuur ek iemand na jou toe. Onthou jy wat sê hy toe hy die gelykenisse vertel het? Kom die disippels na hom en sê, verduidelik die gelykenis vir my. En hy sê, aan julle is dit gegee om te verstaan, maar die ander nie. Ons het vir Onesimus wat 'n slaaf is, wat tot bekering kom, wat teruggestuur word na sy eienaar. Sy eienaar is ook 'n kind van die Here. Ons het Saggeus. Saggeus, die skatryk man, wat 'n boom gaan sit. Want hy wil die Messias sien, want die Here het ontmoeting met hom, die Here verander Saggeus se hart, dat hy sê, ek is 'n hooggeplaaste met my pragtige krale en my goedes gaan bo in 'n boom sit, want ek wil die Here sien. Handelinge 13 vers 1, en daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië, sekere profete en leraars, naamlik Barnabas, Simeon, wat Niger genoem word, Lucius, die Sireneer, en Manaen, wat saam met Herodes die viervors groot geword het. Kyk sien hoe die gemeente opgebou is. Daar was 'n ou met die naam van Manaen. Wie was Manaen? Hy was 'n ou wat saam met Herodes groot geword het. Het Herodes die kerk van hom gehou? Nee, hy wou hulle uitmoor. En die Here sê, binnekant sy vriendekring red hy vir Manaen. En Manaen kom tot bekeer. In die vroeë kerk kan ons skrywe in Antiochië, daar sit 'n man en sy naam is Manaen. Hy het skatryk saam met Herodes groot geword. Hy het saam met hom in die skoolbanke gesit. En God red. Want God red wie hy wil. In Filippense 4 vers 22 skrywe Paulus, ek skryf aan al die heiliges, vir al die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. Mense in die keiserlike huis, groet julle. As mense uit die keiserlike huis uit wat tot bekering gekom het, God het binne die keiser se huis, het hy mense se lewens verander. Daarom sê die Bybel vir ons, Matteus 22 vers 14, want baie is geroep. Die boodskap gaan uit na baie is geroep, maar min is uitverkies. Die boodskap gaan uit, die boodskap van elke gelowige gaan uit. Dit gaan uit na die plek waar ek werk, dit gaan uit na die plek waar ek leef, dit gaan tussen my familielede uit. Dit gaan uit na elke aspek van my lewe, gaan ek en ek vertel mense, kom tot inkeer, want die Verlosser sê, julle moet tot inkeer kom. Daar's net een manier tot saligheid. Daar's geen ander naam gegee waardeur 'n mens gaan red kan word nie, behalwe die naam van Jesus Christus. Die boodskap gaan uit. En soos die boodskap uitgaan, gebruik die Here ons as individue in ons gebedslewe vir mense en in ons prediking met ander mense, gebruik die Here in sy almag dit alles deel van sy plan.
God wil hê dat die mense moet die waarheid hoor ken, die waarheid leer ken. Elke persoon leer dit ken. Wees besig met die woord van God. Bly by die Bybel. Bly by die Bybel. Dit is waar al die waarheid lê. Die waarheid is opgeskrywe in die woord van God. En elkeen wat terugkeer na die woord en sê, Here, openbaar dit vir my. Deur sy Gees sal hy die woord aan ons openbaar. Kom ons kyk gou nou weer. Is jy by my? 1 Timoteus 2. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor hierdie hele gedagte dat die Here sê, ek wil hê jy moet vir elke liewe individu, mense wat hoog geplaas is, ek wil hê julle moet vir die president, al hierdie mense wil ek voor julle moet bid. Die Here werk en hy vra dit van jou elke gelowige om te gaan en vir mense te bid. Wat gaan gebeur as jy vir mense bid, sê die Bybel? Jy gaan verander. Jou hart gaan verander. Jy gaan 'n totale nuwe denke hê oor mense rondom jou. En jy gaan weet, God is in beheer van alles. En hy laat alles meewerk ten goeie, of ek nou in die tronk is of doodgemaak word, God is in beheer. My beskerming lê nie in dit wat in hierdie wêreld aangaan, of wat ek in die wêreld kan koop vir myself nie. My beskerming gaan in die een wat 12 legioen engele enige oomblik kan stuur. My Vader is in beheer. En daarom, God se begeerte. Daar's mense wat die evangelie moet hoor. Daar's mense wat moet hoor. En die Here lê die taak voor sy gelowiges sê, gaan dan na al die nasies. Maak die mense my disippels. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Here, u woord is so ongelooflik. Here, dit verander ons. Here, u weet in ons harte. Dit voel nie altyd vir ons lekker om maklik om te bid vir die regeerdes nie, want ons kyk baie keer en ons sien mense is besig om droog te maak. Mense is besig om geld te steel. Maar Here, u wil hê ons moet buitekant dit gaan staan en sê, Here, u is in beheer van alles. En u wil hê dat my hart moet skoon wees, maar dat my hart nie moet bitter wees nie. Dat ek nie aanvallend moet wees teenoor mense nie. Dat ek nie moet sleg moet praat van my mense wat boor my aangestel is nie, maar dat ek hulle moet lief hê, dat ek hulle moet eer, dat ek hulle moet respekteer, maak nie saak wat hulle doen nie. En Here, dit laat ons as gelowiges ook besef. Ons is vir een doel op aarde geplaas, sodat ons u naam sal bely aan 'n wêreld wat verlore gaan. Here, u red ryk, arm. U red slaaf, vry. U red mense uit elke taal. U red mense uit elke stam. U red mense uit elke nasie. Ons loof en ons prys u wonderlike naam. Here, u weet die beste. Amen.